Goeiedag, baie welkom by ons daaglikse brood, waar ons vir Abba Vader vra vir ons daaglikse brood soos Yeshua ons geleer het in Matteus 6. Yeshua, die koning van die heelal, het homself bevind in 'n plek van eensaamheid, 'n plek van onvrugbaarheid, ja, die woestyn. En dalk gaan jy nou deur 'n woestyntydperk. Hoor wat sê Abba Vader vandag vir jou in Jesaja 43 vers 19. Kyk, ek gaan iets nuuts maak. Are you prepared? Is jy reg? Abba Vader gaan iets nuuts maak. Nou sal dit uitspruit. Sal julle dit nie merk nie? Ja, ek maak 'n pad in die woestyn, riviere in die wildernis. So al gaan jy deur 'n woestyntydperk, Abba Vader verlaat jou nie in die woestyn nie. Hy ontmoet ons egter in die woestyn. Dis waar hy ons weer leer oor wie hy is. Dis waar hy nuwe paaie oopmaak en waar hy water in droogtes gee. En jy wonder dalk vandag, wat moet jy doen as jy deur 'n woestyntydperk gaan? Eerstens, moenie terugkyk of terugverlang na die vleispotte van Egipte, die ou gewoontes of selfvertroue dinge wat jy gedoen het nie. Vertrou op Abba Vader se leiding. Die wolk en vuurkolom, die Heilige Gees, soos die wolk en die vuurkolom die kinders van Israel gelei het, vertrou so dat Abba Vader se Gees, sy Heilige Gees, jou sal lei, stap vir stap. Eet sy manna daagliks, eet sy woord, glo en weet, die beloofde land lê ook voor. So ons weet, Yeshua self is in die woestyn, deur die vyand versoek, herhaaldelik. Maar ons leer in 3 versoekings van Yeshua wat opgeskryf is. Ons leer in die eerste versoeking, versoeking nommer 1, die versoeking van voorsiening. Dit sien ons in Lukas 4 vers 3 tot 4, waar die vyand vra om Yeshua vir hom as brood klippe te gee, of om klippe in brood te verander. En Yeshua leer ons hier, moenie afhanklikheid in 'n Abba Vader verruil vir vinnige, bevredigende behoeftes nie. Dan leer ons in versoeking nommer 2, versoeking van beskerming. Die vyand vra Yeshua om van die tempel se dak af te spring, en dan haal hy Psalm 91 aan. En Abba Vader leer ons hierdeur, die vyand ken ook die woord, en kan dit verkeerd aanwend. Ons moet die woord beter leer ken as die vyand, en nie net die woorde herhaal nie, maar dit verstaan in konteks en in waarheid. En daarom weet, die woestyn is nie verniet nie. Dis waar karakter gebou word en waar ons leer om in die woord van Abba Vader terug te antwoord. Jou wapen is nie jou krag nie. Dit lê nie in my en jou krag, in ons muscles of in ons krag nie. Ons wapen lê in dit wat geskrywe is, dit wat geskrywe staan. So hoe weet ek en jy dat Abba Vader ons sal beskerm? Daar staan geskrywe. So as jy moet weet wat die woord van Abba Vader sê, ek en jy het nodig om te weet. En Yeshua antwoord die vyand in Lukas 4 vers 12 deur te sê, daar staan geskrywe. Jy moet Jotewawwe jou God nie versoek nie. Yeshua sê, daar staan geskrywe, so waar staan dit geskrywe? Yeshua haal Deuteronomium 6 vers 16 aan, julle mag Jotewawwe julle God nie versoek, soos julle hom by Massa versoek het nie. So hoe weet of ken Yeshua die woord, dat hy hom net so kan aanhaal? Nou ons sal maklik antwoord en sê, Yeshua is die woord wat lewend geword het, wat reg is, maar hoor gou-gou. Onthou, Yeshua het totaal al 100% mens ook geword. En Hebreërs 5 vers 8 sê, hy al was hy die seun, het gehoorsaamheid geleer uit wat hy gelei het. Yeshua het gehoorsaamheid geleer uit wat hy gelei het. En dalk vra jy maar, hoe kan 'n alwetende, almagtige God enigiets leer? Yeshua het 100% mens ook geword. Yeshua het mens geword en vir my en jou het hy ook geleer, net soos wat ek en jy moet leer om te praat, het hy geleer om te praat. Hy het geleer om te loop en het ook Abba Vader se woord geleer. En dis geestelike dissipline dat jy die woord van Abba Vader lees en leer. Dis ook geestelike dissipline dat jy bid en soms vas. Yeshua het gebid en hy het sy disippels geleer bid. Yeshua het gevas vir 40 dae en Yeshua het die woord van Abba Vader bestudeer en geleer. In Lukas 1 vers 8 staan, en hier word gepraat van Johannes die Doper, en die kindjie het gegroei en sterk geword in die gees. In hierdie teksvers word daar gepraat van Johannes die Doper,
En die spelling van die woordjie kindjie in die teksvers is 'n klein k, nie 'n hoofletter nie. So dit praat van Johannes die Doper. In Lukas 2 word gepraat van Yeshua wat sê, waar Lukas 2 vers 40 sê, en die kindjie met hoofletter K het gegroei en sterk geword in die gees en vol van wysheid. So kan jy onthou hoe Yeshua se ouers Yeshua nie kon kry vir 3 dae nie. Hulle het hom toe gevind in die tempel en hulle was verbaas oor sy wysheid en ek het groot geword met die prentjie van Yeshua het die mense in die tempel geleer. Maar dis nie wat die woord sê nie. Die woord sê in Lukas 2 vers 46 en na 3 dae het hulle hom in die tempel gevind terwyl hy in die midde van die leraars sit en na hulle luister en hulle uitvra. Met ander woorde, hy sit tussen hierdie leraars, luister na hulle en vra hulle vra. In Hebreë, midrash. So, Yeshua wat die seun van Abba Vader is, luister na die Bybelleraars en hulle vra, hoekom sal ek en jy nie? Hoekom sal ek en jy nie? Hoekom sal ons nie meer en meer wil leer oor die woord nie? As Yeshua die behoefte gesien het, toe hy mens was, om na Bybelleraars te luister en hulle vrae te vra en leer die woord van Abba Vader, hoeveel te meer moet ek en jy dan nie? Miskien, as ons die woord van Abba Vader so begin bestudeer, sal ons kan sê, as ons in die versoeking kom, vir die vyand, daar staan geskrywe. Jy sien, Abba Vader se woord sê verder in Lukas 2 vers 50, en Yeshua het toegeneem in wysheid, en grootte, en in genade, by God en die mense. Hoe kan 'n alwetende God toeneem in wysheid? Ons weet wysheid kom van die woord van God. Yeshua het aarde toe gekom, sy goddelikheid het hy neergelê, hy het mens geword en ons kom leer om Abba Vader se woord te leer, want Abba Vader sê in Hosea 4 vers 6, my volk gaan te gronde weens 'n gebrek aan kennis. En dis tyd dat ons die bestudeer van Abba Vader se woord nie meer ligtelik opvat nie, want dis wat ons dra, dis wat ons nodig het in die woestyn. So, hoe weet ons Abba Vader is ons beskermer? Daar staan geskrywe. Waar staan dit geskrywe? Wel, Psalm 127 vers 1 sê, as Jotawawai die stad nie bewaar nie, ter vergeefs waak die wagter. Dan sê Jesaja 52 vers 2, want Jotawawai trek voor julle uit, en die God van Israel is julle agterhoede. Dan sê Paulus in Filippense 4 vers 7, en die vrede van God wat alle verstand te bowe gaan, sal julle harte en julle sinne bewaar in Yeshua Messiah. En dan sê 2 Tessalonisense 3 vers 3, maar Jotawawai is getrou, hy sal julle versterk en bewaar van die bose. Jy sien, Abba Vader is ons beskermer. En net soos wat ek en jy ons kinders sal beskerm, hoeveel te meer sal Abba Vader nie sy kinders beskerm nie. Abba Vader het my en jou so lief, dat hy sy enige gebore seun gegee het, sodat elkeen wat in hom glo, nie verlore mag gaan nie, maar die ewige lewe kan hê. Deur te glo in Yeshua, is om ook oor te gaan in aksie en te doen wat hy ons kom leer het om sy woord te bestudeer, want dit is die swaard. Kom ons bid saam. Ons almagtige Vader, dankie. Dankie dat U ons leer, Koning Yeshua. Dankie dat ons weet ons moet skerp en wakker wees oor U woord. En ek bid, Vader, dat daar 'n behoefte in ons elkeen sal kweek nou oor hierdie tyd van Shavuot, dat daar opnuut dat U ons met die vuur, die Heilige Gees, die vuur sal kom doop, sodat ons weer daardie entoesiasme en daardie passie sal hê om die woord te bestudeer, die swaard skerp te maak en te gebruik. Dankie vir U liefde, dankie vir U goedheid. Ons loof en ons prys U. Ek bid dit alles in Yeshua, HaMashiach se naam, die seun van Jotawawai. Amen. Shalom.